Hallo maats, mamas en papas, ons het so 3 weke terug begin met 'n reeks oor God se koninkryk. Ons het gesê die Bybel is soos 'n puzzle met stukkies wat in mekaar pas. Ons het met die eerste stukkie begin wat sê God het alles gemaak. Ons het die volgende stukkie behandel wat gesê het alles het stikkend geword. Dit was nou met Adam en Eva. En vanoggend gaan ons aan met die derde stukkie van hierdie puzzle. Nou moet ons net gou-gou onthou wat laasweek gebeur het. Onthou julle nou weer, die slang het gekom, met Eva gepraat. Eva het 'n verkeerde keuse gemaak en daar was 'n klomp gevolge gewees. God het vir Adam en Eva gesê dat hulle nie meer in die tuin kan bly nie. Hy het vir Adam gesê hy gaan swaar kry, Eva gaan swaar kry. Daar was 'n hele klomp gevolge gewees na dit wat gebeur het. Ek wil net gou vir julle herinner dat hierdie goed wat gebeur het, selfs nadat Adam en Eva ongehoorsaam was aan God, eintlik nog steeds 'n teken is van hoe goed God is. Nou kan jy sê, ja, want dan is Stefanie, hy het vir Adam en Eva gesê, dit gaan nou sleg gaan en so aan. Dis waar, maats, die gevolge van wat hulle gedoen het, was nie lekker nie. Maar God het byvoorbeeld vir hulle klere gemaak. Hulle het vir hulle klere van blare aan mekaar gesit, en God het vir hulle klere van diervelle gemaak, wat sê, God het vir hulle gesorg nog steeds, sodat hulle nie moet koud kry nie. Die tweede ding is, God het gesê, hy sal eendag daai slang se kop vermorsel. Dit staan daar in Genesis 3, het God gesê, iemand gaan eendag kom en die slang se kop vermorsel. So God beloof dat hy nog daai slang gaan uitsorteer. En die derde ding wat God doen, is hy sê, hulle mag nie meer in die tuin bly nie, en dit klink miskien baie wreed, maar dit het beteken, dat hulle nie van die boom van die ewige lewe sou eet nie, wat beteken dat hierdie slegte en stikkende situasie nie vir ewig sal aangaan nie. So, selfs deur alles sien ons nog steeds God is goed, God bly goed, al maak die mens verkeerde keuses. Vanoggend gaan ons nou praat oor wat na dit gebeur het, en julle ken al die storie van Noag wat die ark gebou het, God wat gesê het, kom ons begin van vooraf, kom ons maak die aarde skoon en ons begin van vooraf, maar soos julle weet, maats, toe Noag van die ark afklim, toe dinge al klaar weer skeef geloop, en so 'n rukkie daarna was daar 'n klomp ouens wat 'n toring gebou het, die toring van Babel, as julle daai storie onthou, en God wat toe gekom het en gesê het, ek gaan nie weer die aarde heeltemal skoon vee nie, onthou hy het vir Noag beloof dat hy dit nooit weer sal doen nie, en as God iets beloof, dan gebeur dit. So in plaas van om die aarde skoon te vee, het God weer vir ons eintlik iets goeds kom gee. Hy het almal verskillende tale laat praat. Wat die eerste keer is wat ons sien, maar hier is nou mense wat verskillende tale praat en dinge op verskillende maniere begin doen. Ons noem dit diversiteit, en ons sien dit oral oor in ons wêreld, daar is nou baie soorte verskillende mense. So God bly goed. Hy maak nie weer die hele aarde skoon, of straf die mens soos wat hy eintlik behoort gestraf te word nie. God hou aan om goed te wees. So, vanoggend se storie begin by Abraham. Ek weet nie of julle weet van Abraham nie, maar Abraham is 'n man wat vir God lief was. En God het die volgende met Abraham gedoen. Abraham was van die stad Ur en het in 'n plek met die naam Haran gebly. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land en gaan na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou seën en jou nageslag sal 'n groot volk word. Ek sal jou naam belangrik maak en mense sal jou naam gebruik om ander mense te seën. As iemand jou seën, dan sal ek hom ook seën. En as iemand jou vervloek, dan sal ek hom ook vervloek. Al die mense van die aarde sal jou naam gebruik om te bid, dat ek hulle moet seën soos ek jou geseën het. Abraham was 75 jaar oud, toe God hom gesê het om Haran te verlaat. Abraham was gehoorsaam, en het gaan saam met sy vrou Sara en sy neef Lot. Hy het ook al sy slawe en goed saamgevat. Toe hulle by die land Kanaan kom, het Abraham tot by Sichem gegaan. Die mense van Kanaan het steeds in die land gebly, maar die Here het vir Abraham gesê, ek sal hierdie land vir jou en jou familie gee vir altyd. Abraham het toe 'n altaar vir die Here gebou. Later het die Here in 'n droom met Abraham gepraat. Abraham, jy moenie bang wees nie. Ek sal jou beskerm. Ek sal vir jou baie gee. Toe sê Abraham, Here my Here,
wat kan u vir my gee? Ek het nie kinders nie, en Eliezer, die man uit Damaskus, sal eendag al my goed erf. U het nie vir my 'n nageslag gegee nie, en daarom sal een van my slawe alles erf wat ek het. Toe praat die Here weer met Abraham en hy sê vir hom, nee, dit is nie 'n slaaf wat al jou goed sal erf nie, net jou eie seun sal jou goed erf. Die Here het vir Abraham buitentoe geneem en vir hom gesê, kyk na die lig en probeer om al die sterre te tel. Jou nageslag sal so baie wees. Abraham het die Here geglo en daarom was die Here tevrede met hom. Julle kan gou 'n bietjie saam gesels. Het jy al ooit iets beloof vir iemand? En kon jy daai belofte hou? Het iemand dalk al iets vir jou beloof en kon hulle daai belofte hou? Kom ons praat gou-gou daaroor. Maats, in vandag se storie het ons gesien dat God vir Abraham iets beloof en dat God sy belofte hou. God hou altyd sy beloftes. Dit is vir ons goeie nuus, want Jesus het beloof dat die Heilige Gees altyd by ons gaan wees. Jesus het vir ons beloof dat ons die ewige lewe gaan hê as ons in hom glo. En ons kan vandag vashou aan Jesus se beloftes, want ons weet, as God iets beloof, dan gebeur dit. Maats, nadat God hierdie belofte aan Abraham gemaak het, het daar 'n baie lang tyd verby gegaan voor Abraham 'n kind gekry het. En Abraham het op 'n stadium gewonder, maar gaan God regtig vir hom 'n nageslag gee? Julle kan die storie vanaand saam met mamma en pappa gaan lees, die storie van Abraham en Sara en hulle seun Isak. Maar as daar een ding is wat jy vandag kan leer, is dit as God iets beloof, dan gebeur dit. En as jy vandag kyk na Jesus wat gekom het om ons te red, om die hele wêreld te red, dan kan 'n mens sien, God het sy belofte aan Abraham gehou. Want daar is nou verskriklik baie mense in die wêreld, soveel soos die sterre in die hemel. God het beloof en sy belofte staan vandag nog steeds. God het nog steeds 'n kontrak met ons, soos wat hy Abraham se hand gevat het, en dit was amper asof God Abraham se hand geskit het en gesê het, dis 'n deal. Net so het God met ons ook 'n kontrak of 'n ooreenkoms dat hy altyd daar gaan wees en ons nooit gaan los alleen nie. Dit weet ons omdat Jesus gekom het, dit weet ons omdat die Heilige Gees by ons is. Dit het ons gesien gebeur.